Hartlike goeiemiddag vir my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Baie welkom weer by 'n program van gebedsversoeke. Dit is heerlik om met julle te kan gesels. Ons sien week na week uit daarna. Ons het 'n vorige keer gepraat oor geestelike reiniging en ons het dit goed gedink om bietjie te praat oor meer reiniging. Hoe maak ek my skoon van herinneringe? Hoe maak ek my skoon van bande en vloeke en so aan? So ons gaan vandag 'n bietjie gesels uit die skrywe van Tiaan Gildenhuys. Hy het 'n absolute wonderlike skrywe. Jy kan hom gerus ook kyk op YouTube. Nou sy programme waar hy praat oor reiniging van huise en 'n hele paar verskeie onderwerpe. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie gesels. Maar voordat ons daarmee begin, wil ek julle net weer 'n bietjie herinner aan 'n nuwe lewe in Christus deur Clemens Mans. Hierdie boekie absolute moed in elkeen se lewe vir 'n nuwe Christen, vir hom wat al 'n ruk lank 'n pad loop met die Here, maar sê ek is nie seker wat moet ek doen? Ek verstaan nie die tiendes nie, ek verstaan nie oor dien nie, ek verstaan nie. Koop hierdie boekie, voltooi hom, koop nog 'n boekie en skenk hom aan iemand wat dit nodig het. Dit gaan regtig 'n verskil maak in julle lewe. Al R100 vir hierdie boekie op die nommer wat nou op die skerm verskyn. Dis plaas julle bestellings vroegtydig sodat julle dit ook nog vir 'n Kersgeskenk kan gee. So vandag praat ons oor genesing van herinneringe en 'n paar ander gebede. Ons gaan vandag met julle gebede bespreek. Hoe bid ek vir 'n spesifieke vloek, 'n spesifieke binding? Daar is so baie bindinge en vloeke wat julle sal sien wat ons gaan bespreek, so goed as na ons vermoë, wat julle kan gebruik as 'n riglyn om los te kom van hierdie vloeke, sondebelydenis en dan net vry te kom daarvan, want die ding is, die Here wil tog hê ons moet vry wees van al hierdie dinge. So ek gaan begin net weer met die belydenis van ons geloof, 'n belydenisgebed om te sê ons het die Here nodig. Die gebed is soos volg: Vader, ek kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek dank U dat U woord bepaal dat as ek my sondes bely, U getrou en regverdig is. 1 Johannes 1 vers 9 en sê dit, en U verwyder dit van my so ver as die ooste van die weste, volgens Psalm 103 vers 12. Daarom kom ek nou en ek bely elke sonde wat ek tot vandag toe gepleeg het voor U, of dit verkeerde gedagtes was, verkeerde woorde of verkeerde dade. Here, U ken tog alles, ook al my seksuele oortredinge voor die huwelik en buite die huwelik. Net 'n notaatjie, laat die Heilige Gees jou lei van alle siektes, alle sondes wat jy moet bely. Hier is net 'n voorbeeld. So skryf neer al die ander sondes wat jy moet bely. Ek plaas dit alles vandag voor U troon en ek bid dat U my asseblief nou sal vergewe. Dankie Here dat ek weet dat U woord by herhaling sê, U vergewe my nou werklik en U dink nooit weer daaraan nie. Hebreërs 8 vers 12 sê vir ons, oor hulle ongeregtighede, dit is God wat hier praat, Jesus wat dit quoteer, oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en hulle sondes nooit meer dink nie. Hebreërs 10 vers 17 sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nie meer dink nie. So God sê vandag vir jou, as jy regtig bely en regtig opreg jammer is vir jou sondes wat jy gedoen het, sal hy dit nooit weer daaraan dink nie. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste, maar ek en jy haal dit partykeer, gaan haal dit weer. Hoekom moet ons dit weer gaan haal as God dan sê, hy dink nooit weer daaraan nie? Ja, kom ons kyk 'n bietjie na bevestiging van kindskap. Met dankbaarheid aanvaar ek nou U vergifnis. En daarom kan ek vandag met my mond bevestig of herbevestig aan die wêreld en ook aan Satan en sy magte dat ek met my hele hart glo Jesus Christus het vlees geword, aarde toe gekom vir my
en Jesus Christus is my koning, my Here, my redder, my saligmaker en my verlosser. Ook my vriend, ek neem hom aan, Romeine 10:9 en 10, Johannes 1 vers 12, dit maak my nou 'n kind van die lewende almagtige God. Dankie Jesus daarvoor. Ja, ons kyk ook na die vryspraak gedeelte van hierdie gebed. Vader, u woord sê dat as ek vryspreek, ek vrygespreek kan word. Lukas 6 vers 37 sê, moenie oordeel nie en julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Maar as ek nie vergewe nie, ek nie vergifnis kan ontvang nie. Matteus 6 vers 15 lees, ek gaan vir julle 14 en 15 lees, want as julle mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Vader in die hemel julle ook vergewe. Maar as julle mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Here, ek weet mos nou, ek het so pas opnuut van u vergifnis ontvang. Onthou, ons het ons sondes bely en die Here sê hy het ons vergewe, nê? So het ek geen rede om enige mens nie te wil vergewe nie. Sou ek nie wil vergewe nie, Vader, stel ek my mos bokant u en dit wil of ek kan dit nie doen nie. So kom ons wees versigtig om te sê ek kan nie vergewe nie, want as jy nie vergewe nie, kan die Here jou ook nie vergewe nie. Ons hoor so baie keer van mense wat sê ek kan vergewe maar ek kan nie vergeet nie. Nee, dit is verkeerd. Die Here sê ek dink nooit weer aan jou sondes nie en ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste. So waarom wil jy iemand wat teen jou oortree het se dinge onthou? Daarom kom ek voor u en ek wil heel eers al my voorouers vryspreek vir enige iets wat hulle gesê of gedoen het, wat kon veroorsaak dat daar vloeke, ongeregtighede of hoerery op my afgekom het. Ek was hulle skoon in Jesus se bloed en plaas hulle almal vandag voor die troon waar hulle almal hoort. Ja, soos Yvonne gesê het, ons het vir God nou aangeneem, ons is nou kinders. So Romeine 12:9 vers 10 handel oor die aard van egte liefde, wat vereis dat ons met 'n afskeid aan wat sleg is, ons moet doen wat goed is, en die skrif moedig ons dan ook aan om gemeenskaplike liefde, dat ons gelowiges moet vergewe mekaar met opregtheid lief hê, mekaar se behoeftes erken, en mekaar moet eer bo hulle self. So alles wat ons hier bespreek vandag, groot gedeelte vergifnis. Jy kan nie vergewe sonder dat jy God se liefde in jou hart het nie. Die liefde moet opreg wees, ons moet verafskiet wat kwaad is, ons moet vashou aan wat goed is, en dan kom ons by die volgende gebed. Ek spreek vandag ook my pa en my ma, my stiefma, my stiefpa, vry van enigiets wat hulle gesê of gedoen het, of dalk nie gedoen het nie, wat my seer gemaak en teleurgestel het. Ek vergewe hulle dat hulle my soms verwerp, soms minderwaardig laat voel het. Was hulle asseblief skoon onder die bloed van Jesus. Ek plaas hulle vandag voor die troon. Ek bid dat hulle sal seën, sodat hulle tot die einde van die lewens met u 'n pad sal stap, as 'n liefdevolle Vader en genadige God. Baie keer moet jy ook jou broers en jou sissies vergewe, so kom ons spreek ons broers, ons susters, hulle mans, hulle vrouens vry. Ek vergewe hulle vir enigiets wat hulle gesê het, gedoen het, wat my seer gemaak het, of teleurgestel het, te nagekom het. Ek vra dat julle elkeen skoon was in die bloed van Jesus, en ek sit hulle vanmiddag voor die troon. Ek bid dat julle oorvloedig sal seën, dat julle huwelike, hulle kinders, hulle besighede geseënd sal wees, alles in Jesus naam. Baie keer wanneer ons net sommer sit en dink, dan dink ons ook, maar daar is niemand wat ek moet vergewe nie. Ek het niks teen iemand nie. Ek wil julle aanmoedig, gaan op julle knieë, bid voor die Heilige Gees, laat die Heilige Gees julle sal lei. Hy sal vir julle wys, en ook soos wat ek kan aansien nou hierdie gebede met julle bespreek, gaan dit dalk ietsie by julle opbring. 'n pa, 'n ma, 'n broer, 'n suster, 'n skoonsister, 'n swaar,
En die lys gaan aan en aan. So ons wil hê julle moet ag gee op hierdie voorbeelde van gebede wat ons vir julle noem. En as julle merk, ja, ek onthou hierdie persoon het dit teen my gedoen, of hierdie skoolvriend of vriendin, skryf dit neer, sodat jy in jou binnekamer kan gaan en al hierdie mense kan vryspreek. Ek spreek verder al my ou skoolvriende en oud onderwysers vry wat my op skool geterg het, verneder het, verkleineer het, of seer gemaak of teleurgestel het op enige ander wyse. Ek vergewe elkeen van hulle afsonderlik en haal hulle nou van my af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en waar hulle ook al vandag is, sit ek hulle elkeen voor die troon neer, en ek bid dat U hulle sal seën, en dat hulle almal met U die pad sal stap. Ons weet dat kinders is partykeer wreed met mekaar. Hulle kan so maklik lelike goed vir mekaar sê. En baie keer kom 'n kind, hy luister na dinge wat sy pa en ma by die huis oorgesels het. En dan het hy inligting gekry daar of hy het iets gehoor en dan kom hy en dan sal hy jou probeer verneder voor ander mense. Maar baie keer is dit mense wat self nog dinge in hulle lewe mee worstel. En dis hoekom dit vir hulle so maklik is om jou te boelie. Dan verder die voorbeeld is, ek kom ook nou en spreek al my vorige seksmaats vry. Mense wat voorheen getroud was. Mense wat dalk 'n losbandige lewe gelei het en nie besef het hoe gevaarlik dit is om met mense item te wees nie. U weet wie elkeen van hulle was, Here, manlik of vroulik. Ek vergewe elkeen vir hulle aandeel in die geestelike aanslag op my liggaam, my lewe en my huwelik. Ek breek elke sielsverbintenis of geestelike bloedverbond wat ek met elkeen van hulle gehad het. En Here, ek was elkeen van hulle nou skoon in Jesus se bloed en ek plaas hulle voor U troon, want U het vir elkeen van hulle ook gesterwe. Ek bid dat U hulle sal seën, dat hulle huwelike geseën sal wees, dat hulle kinders geseën sal wees en dat hulle elkeen met U die pad sal stap as liefdevolle Vader en genadige God. Ek het baie keer dink ek, jy weet, wat gebeur in mense se lewe. Ek sê altyd, ek sny daai band af. So as jy vorige seksmaats gehad het, sny dit af. Sê, ek sny hierdie geestelike naaldstring af. Want elke keer wanneer jy gemeenskap het met iemand wat jy nie mee getroud is nie, word jy gebind aan daardie persoon soos met 'n geestelike naaldstring. Daarom is dit belangrik om hierdie geestelike naaldstring af te sny. Ja, kom ons kyk net gou weer, dis so belangrik om te kyk wat die woord sê, Matteus 6:14-15, want as julle mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Vader in die hemel julle ook vergewe. Vers 15, maar as julle mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So kom ons vergewe, ons bid vir vergifnis, kom ons kyk 'n bietjie na die familie. Ons spreek vandag die res van ons familie, skoonfamilie, as ook ons werkskollegas vry, wat ons dalk seer gemaak het, teleurgestel het, te nagekom het. Here, U weet elkeen van hulle, want U was elke keer daar, U ken hulle. Ek vergewe elkeen van hulle wat my seer gemaak het, deur woord, daad, en vra dat U hulle sal skoon was in Jesus bloed. Ek sit hulle vanmiddag by U troon neer. Ek bid dat U hulle elkeen sal seën en dat U hulle almal met hulle almal 'n pad sal stap. Dan kom ons by die kinders. Ek spreek my kinders vry vir enigiets wat hulle gesê, gedoen het, wat my seer gemaak of teleurgestel het. Hulle is my kinders, Here. U het hulle aan my gegee. Ons weet almal dat kinders 'n geskenk van God is. So baie dankie dat U my geseën het met kinders. Ek dank U. Ek vra dat U hulle skoon was deur die bloed van Jesus en ek bid dat U hulle sal seën op hulle lewenspad en dat hulle 'n pad sal stap wat vir U aanneemlik is en dat U hulle liefdevolle Vader en genadige God sal wees. Ons hoor so baie mensies wat in ouer huise is, wat al op 'n gevorderde lewenspad stap, wat nog steeds iets onthou of nie hulle kinders kan vergewe nie. Maar kom ons spreek ons kinders ook vanmiddag vry en vra dat die Here ons sal help om hulle te vergewe.
Ja, ek dink jare gelede, ek was in graad 1 gewees, het ons pauses, was daar nou skyfies verkoop en sappies. En ek onthou my ma het my altyd 5 sent gegee, dan kan ek nou gekies het, sou ek nou hierdie skyfies wou gehad het, of sou ek nou 'n sappie gehad het. En dan staan ons in hierdie lang ry, en toe ek voorkom, toe is die juffrou wat toe nou aan diens is, nie vriendelik nie, waarmee kan ek help nie, en sy sê, wat wil jy hê? En dit het my so geskok en seer gemaak, dat ek weggegaan het, sonder om iets te koop, en een kant gesit en huil het, en jare daarna moes ek haar ook vryspreek, want ek het dit nooit gedoen, op daai stadium nie geweet nie. So dit is belangrik, dat 'n mens 'n bietjie oordink oor hierdie dinge, en die Heilige Gees vra, om 'n mens te help. So ons noem regtig 'n paar voorbeelde, wat julle dalk gaan help, om iets te onthou, wat julle dalk nog nie meer gedeel het nie. Daarom spreek ons ook dan nou voorbeelde aan vir mans en vroue. Vandag spreek ek ook my man en my vrou, ook 'n ex-man of 'n ex-vrou, vir enige iets wat hy of sy gesê het of gedoen het, wat my seer gemaak of teleurgestel het tydens ons huwelikslewe. Ek vergewe hom of haar soos Jesus my volkome vergewe het. Ons vra Here dat U hulle sal skoonmaak met U bloed, en ons sit hulle voor U troon neer. Hy sê is my man of my vrou, Here, U het hom of haar vir my gegee, en U maak nie foute nie. Daarom neem ek nou myself, my man en my vrou en my kinders, en ek bid ons toe onder die bloed van Jesus. En ek sit ons as 'n eenheid neer voor U troon. Here, ek verklaar vandag, soos Josua van ouds, ek en my huis, ons sal die Here dien. Soos ek nou hierdie laste van my skouers afhaal en voor die troon neersit, Here, los ek dit vandag daar. Ek kies om dit nie vandag nie weer op my skouers te laai nie. Ek kies vandag om net Jesus se juk op my skouers te laai. Want die woord bepaal dit tog duidelik. U juk is sak en u juk is sag en u las is lig. Volgens Matteus 11 vers 30. Ek wil graag vir julle lees net vanaf 28. Wat hy sê, want my juk is sag en my. Hierdie vers word dikwels saam met vorige verse gesien, waarin Jesus mense uitnooi om na hom toe te kom en sy juk op te neem, aangesien hy sagmoedig en nederig is, en hy rus vir hulle siele sal kan gee. Die uitnodiging, Jesus nooi almal uit wat moeg en oorlaai is om na hom toe te kom, sodat hy hulle rus kan gee. Sy karakter, hy beklemtoon dat hy sagmoedig en nederig is van hart. Die belofte, die rede waarom hy rus kan bied, is omdat sy juk maklik en sy las lig is. Die boodskap dan, die vers is 'n belofte van verligting en vrede vir diegene wat hom volg en leer en sy leer bely. Nou kom ons by 'n moeilike een. Ek dink dit is 'n moeilike een om jouself te vergewe. Baie keer kry ons mensies wat inkom en dan sê hulle, ek het almal vergewe, maar dit is vir my regtig moeilik om myself te vergewe. So kom ons kyk wat hierdie gebed sê. Ek vergewe myself uit my hart uit vir al die ou skuldgevoelens, skuldlaste, negatiewe gedagtes, negatiewe woorde wat ek oor myself gespreek het, ook al die foute wat ek gemaak het, en dan verkeerde besluite wat ek geneem het, verkeerde dinge wat ek gedoen het. Vader, kom was my vanmiddag skoon in die bloed. Ek sit myself voor die troon, en ek vra dat U myself sal sien, dat ek voor U staan, rein, heilig en skoon gewas, deur die Jesus se bloed. En dan, Vader, spreek ek ook vanmiddag vry, vir al die kere wat ek vanweë my onkunde verkeerdelik vir U verkwalik het, oor dinge wat verkeerd geloop het in my lewe. Ons hoor so baie keer van mensies wat sê, ek was kwaad vir die Here, of hoekom of waarom het die Here dit gedoen. So kom ons vra op vanmiddag vergifnis, en ons vra die Vader om ons te vergewe, dat ons baie keer vir hom die skuld gee. Ek weet dit was nie U nie, Here, maar dit het alles die leuen van Satan was. Daarom bid ek dat U my sal vergewe, omdat ek U so verkeerdelik verkwalik het. Dankie Here dat ek weet dat U my vergewe, en dat ek met dankbaarheid U vergifnis kan aanvaar.
Ja, ons het vandag sien ons dan nou dat ons het bietjie teruggegaan oor almal wat jou seer gemaak het, almal wat jou te nagekom het en so ons het nou hierdie pad geloop om vry te spreek, nê. Nee. So ons het die Here begifnis gevra, hy het ons sondes vergewe. Ons het ons daai las skoon gemaak wat op ons gelê het om ander te vergewe, want anders kan die Here ons nie vergewe nie. So ons het al hierdie mense vergewe. En dan die volgende punt is vergenesing van herinneringe. Maar dit gaan ons in 'n volgende program volgende week met julle bespreek. Vandag se tyd het uitgehardloop, maar ons wil julle weer motiveer om gaan terug op YouTube as julle klaar is met hierdie program en julle wil weer daarna luister. Gaan kyk vir ons onder Kruiskyk gebedsversoeke, luister weer na hierdie program, skryf neer, maak notas en soos ons sê, as julle enige navrae het, dan kan julle ook die nommer op die skerm kontak en ons sal kyk waar ons kan help. So vandag se versoeke aansien. Ja, ons het wonderlike getuienis gekry van 2 wonderwerk genesings. So ons wil die Here dankie sê daarvoor. Dan bid ons steeds vir matrikulante, wat ek besig is met eksamen. Ons het gehoor dat die wiskunde vraestel maar baie moeilik was. So ons bid steeds vir matrikulante se eksamens, ook die ander skoliere wat besig is met eksamens. Dan bid ons vir genesings en dan ook skoolkinders vir plasing vir volgende jaar. Yvonne, as jy vir ons sal afsluit asseblief. Here, baie dankie dat ons weer vandag net die vrymoedig het om na U te kom, ons Hemelvader. Here, in al hierdie versoeke voor U te kan lê. Dankie Here dat ons weet dat U is reeds besig met elke versoek, Here, dat U reeds die antwoord bewerkstellig, Here. En Here, ons weet, Here, dat U is getrou en regverdig, Here. U sal ons nooit begewe en verlaat nie, Here. Wanneer ons na U toe kom, Here, is U getrou en U antwoord, Here, volgens U wil. Vader, ek bid vir elke matrikulant, dat U hulle sal help, dat U hulle rustig en kalm sal maak, en dat die Heilige Gees hulle sal help om alles te onthou wat hulle geleer het. Vader, dankie vir elke genesing, dankie vir elke getuienis, Here, want ons weet, Here, U is ons God en ons eer U. Vader, ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus. En Here, ek vra dat elke persoon wat vandag mense vrygespreek het, dat hulle waarlik sal daardie mense los by U troon en nie weer teruggaan en aan die lelike herinneringe ding wat daardie pyn van daardie mense hulle gebring het nie, dat hulle regtig hulle vergewe en vryspreek. En ons dankie, Here, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie tot 'n volgende keer.